Hartlike goeiemôre. Welkom hierso. O, jete, kan ek julle weer groet. Goeiemôre julle, hoe gaan dit? Halleluja. Ons is hier om fees te vier vandag. Dis julle gesien is die 29ste November. Iewers speel daar nog wonderlike musiek. O, is dit 'n foon? Okay, amazing. Fone het soveel vermoë deesdae. So wees welkom, ons is hier om fees te vier, is die 29ste November, en die laaste Sondag van November is gewoonlik ons jaarafsluiting, en ons kan nie die gemeente oop en toesluit, en net God kan dit doen, maar ons kan fees vier, en ons kan die Here dankie sê vir 'n mooi jaar, en ons is so dankbaar ook vir ons boomhuisie kinders, al ons kinders wat in ons gemeente is, wat vanmôre hier is, kan ons vir hulle ook 'n spesiale handeklap gee. Asseblief julle, dan sê baie welkom. En hulle gaan ook nou vir ons bietjie ietsie doen in ons diens. Ons gaan na die woord van die Here luister. Ons gaan lekker saam bid. Amen. En ons gaan ook heerlik saam eet. Ons gaan eers sing en dan gaan ons eet. Amen. So ek hoop julle het julle kaartjies gekoop en ek hoop julle neem deel daaraan vandag. So as jy vandag by ons besoek, moenie uit jou plek uit voel nie, jy is so welkom. En geniet die diens saam met ons. Dit is 'n voorreg en ek dink, jy voel nie sommer nie deel van hierdie gemeente nie. Ek het nog nie daai probleem gehad nie. Ek weet nie van julle nie. Sal ek sê, dis makliker as jy die pastoor is. Ek weet nie of dit altyd makliker is nie. Maar ek het nog nie eendag gevoel ek is nie deel van hierdie gesin nie. So as jy vanmôre hier besoek, neem sommer aan, jy is deel van die gesin vir hierdie uur of 2 en geniet dit saam met ons. Sal julle dit doen? So aanbid asof jy in jou eie huis is en loof die Here en neem deel asof jy tuis is, want ons wil graag hê dat elkeen van ons sal tuis wees. Die gemeente, ons waardeer julle. Dankie dat julle hier is vanmôre. Dankie dat julle opkom na die aanbiddingsplek. Die Here wil ons hier saam hê. Dit is sy groot begeerte. En ons sien hoe mense kom met nuwe ywer en ja, ek dink die Here gaan ook nog baie met ons praat oor op verskillende maniere om ons net lekker wakker en aan die gang te kry, maar hy is so goed soos dit, hy weet hoe om ons te challenge. Amen. So, net so vinnig 'n paar reëlingkies. Dit is nog, kom ons los dit vir laaste, dit is nie die heel belangrikste nie. Ek het klaar die jaarafsluiting se goedjies genoem. Ons wil maar net sê, die reëling was dat elkeen bring hulle eie eetgerei, hulle eie drinkgoedjies, en dit is maar net dat ons kan makliker by die regulasies hou, anders sou ons dit graag anders wou doen. En ons sal aan die einde van die diens sommer vir die kos en die voedsel bid, so sodra ons vandag ons offers opgeneem het, dan kan julle sommer dadelik aangaan met dit, maar ek dink ons sal nou meer sê daaroor. Dan wil ons ook net sê, ons is baie opgewonde, en ons gaan nie vanmôre te veel daaroor sê nie, maar ons tema vir 2021 is bepaal, en daar is ook kalenders beskikbaar. Ek dink dit is so net Dewald, jy staan daar agter, hy hoor my nie, lyk my dis lekker besig nog daar. Deesdae is dit die norm, die mense kom in terwyl ons begin, maar hulle is so welkom. Ons het jaarkalenders vir 2021 en ons het 'n baie exciting tema vir die kinders en die tieners hier vanmôre en vir die groot mense. Dis 'n opwindende tema, sal ons dit nou mooi Afrikaans sê. Die Heilige Gees, die fokus van elke geleentheid. En ek wil vir julle sê, ons gaan groei in hierdie jaar wat kom. Ek is gereed om te verander in die Here se hand. Ek is gereed om te groei. En as dit dan net ek is, dan is dit okay. Maar ek wil graag deelneem aan dit wat die Here gaan doen. En so wil ek jou uitnooi, kom saam met ons op hierdie journey. Kry vir jou kalender, ons gee vandag ten minste 1 per gesin. En ek dink by 'n volgende geleentheid, hulle gaan die hele Desember beskikbaar wees, sal daar weer wees, maar kom ons gee elke gesin net kans om 1 te kry. En dan sal ons dit wat oorbly uitdeel. So kyk uit vir dit. En dan is boomhuisie, julle, boomhuisie is nou gesluit na vandag. Tannie Clarice het gesê, sy is nou moeg vir, nee, sy het nie so gesê nie. So ek dink hulle sal graag nog saam met julle wil werk, maar ons Echo jeug, ons tieners, hulle het afgesluit gister, en boomhuisie het klaar 'n afsluiting gehad, laas Saterdag, en nou het hulle vandag hierdie geleentheid waar hulle ons gaan bedien. En dan moet julle asseblief nie by die huis bly, as julle nie met vakansie is nie. Kom asseblief na die diens toe, en kom aanbid saam met papa en mama. Amen. En dan laaste, ek het gevoel om dit net laaste te noem vandag, ons is dankbaar teenoor die Here,
dat hy nie net vir ons gesorg het in hierdie jare nie. Dat die wie hom vertrou met alles wat hulle het, voorsien hy voor. Maar hy is so 'n kenmerkende God. Hy gee nie net daaglikse brood. Hy gee ook saad vir die wat wil saai. Hy gee ook oorvloedig vir die wie 'n kanaal wil wees. En dit hang so baie af van ons eintlik, nie van hom nie. En dankie vir elkeen wat al reeds die Here se stem gehoor het oor hierdie jaar se dankoffer. Daar is mense wat, ons het 'n lysie van goedjies, julle het dit seker gesien, wat al reeds aangemeld het om net dit te voorsien, en die Here seën elkeen. En daar is ook baie wat al reeds 'n offergawe, spesiale offergawe gegee het, met die oog op dank en waardering teenoor die Here. So doen dit, en ons kan julle waarborg, elke jaar het ons spesifieke dinge wat ons doen met daai dankoffer. Dit gaan nie in die gemeente in soos ander fondse nie. Ons gaan spesifiek dit wy aan die sake wat op die afkondigings gewys het. En ons gee gewoonlik as gemeente 'n tiende daarvan, saai ons in een of ander organisasie wat dit so nodig het. So as jy ook 'n voorstel het vir dit, jy is so welkom om na ons toe te kom. Maar ja, hoe meer ons gee, hoe groter is daar die tiende wat ons ook kan saai as gemeente. En ons weet die Here eer dit ook, dat ons dit so saam doen. Nou kom ons gaan opstaan. Ek hoop nie ek het iets vergeet nie. As ek het, vergewe my. Het ek iets vergeet? Nee, ek het nie. Great, so kom ons staan, dan gaan ons hierdie oggend aan die Here wy, en dan gaan ons heerlik saam sing, in die naam van die Here groot maak. Vader, dankie dat ons vanmôre onsself aan U kan wy. Ons wil aan die begin van hierdie byeenkoms U naam uitroep oor hierdie byeenkoms. Here, U is vir ons kosbaar. Ons sou nie een hier wou wees as dit nie vir U was nie. Dit gaan nie vir ons net oor aardse voedsel nie. Dit gaan ook vir ons oor die lewende brood. Here, U is die brood wat uit die hemel neergedaal het. U is die lewende woord. U is die hemelse kos. U is die liggaamlike uitdrukking van wie God die Vader is. En ons wil U vanmôre kom eer en verwelkom in hierdie byeenkoms. Ons wil voor U buig, ons wil U aanbid. Wanneer ons juig, wanneer ons roem, wanneer ons dankbaar is, dan sit in U en deur U en tot U. Want dit is hoe dit is, Here. Alles is gemaak om U te verheerlik. En daarom bid ons dat ons vanmôre met vrymoedigheid gevul sal word. Heilige Gees, ons het U so nodig om in hierdie byeenkoms ons te kom vul, ons te kom inspireer, ons te kom gebruik om Jesus Christus te verhoog en te verheerlik. Kom inspireer ons met spontane aanbidding. Kom inspireer ons om een te wees, om by mekaar in te hak en in gelid te wees, en saam U naam te verheerlik, saam U woord te hoor, saam dankbaar te wees vir kinders met talente, saam U te vertrou wanneer ons gaan bid, om wonderwerke te doen, om die onmoontlike in hierdie moderne tyd nog steeds te doen, want dit is wie U is. En ons loof en prys in die begin van hierdie byeenkoms. Ons eer U daarvoor in Jesus se wonderlike naam. Die gemeente, almal saam sê, amen. Laat dit so wees. Jy kan net so bly staan. Ons gaan 2 liedere saam sing wat ons voorberei het, en doen dit saam met ons tot eer van die Here. Nou, ons het 'n besondere lied wat met die verandering van ons gemeente se naam en soos die Here ons gelei het in 'n nuwe identiteit, het hy ook vir ons hierdie lied gegee op grond van Psalm 30. En ek weet baie van julle ken hom, maar sing hom vanmôre saam met ons tot eer van die Here. Jy hoor of hy nou aan is. As sy, dankie Henk. Want U het my gered en meer, U het my hulp geroep gehoor en my genees. U het my uit die dood gered, toe dit te laat gelyk het, en U het in goedheid my laat heers oor elke vrees. U het my raak
Gister was weer 'n donker dag, maar ek weet môre sal ek lag. U plaas my op 'n hoë berg en hou my veilig. Ek het benoud my hulp gevra, U het my deur die nag gedra en U genade my betoon. O Here heilig, U het my rouwklere uitgetrek, my feestklere aangetrek. O en daarom sal ek sing vir U, en sal ek nie stil bly nie. O my rouwklere uitgetrek, my feestklere aangetrek. En daarom sal ek hulde bring, daarom sal ek aanhou sing. Ons prys U naam, ons loof U Jesus. Ek wil U lof. Ek wil U lof verkondig hier, want U het my gered en meer. U het my hulp geroep gehoor en my genees. U het my uit die dood gered, toe dit te laat gelyk het en U het in goedheid my laat heers oor elke vrees. En ons sing saam. U het my rouwklere uitgetrek, my feestklere aangetrek. Daarom sal ek sing vir U, sal ek nie stil bly nie. My rouwklere uitgetrek, my feestklere aangetrek. Daarom sal ek hulde bring, daarom sal ek aanhou sing. U het my rouwklere uitgetrek, my feestklere aangetrek. Daarom sal ek sing vir U, sal ek nie stil bly nie. My rouwklere uitgetrek, my feestklere aangetrek. Daarom sal ek hulde bring, daarom sal ek aanhou sing. Ons prys Hom vanmôre. Halleluja, miskien lyk dit nie so nie, maar jy het feesklere aan as jy 'n koningskind is. Jy is geroep vir 'n ewigheid saam met Hom. Halleluja, prys Sy naam. Ons eer U vanmôre, ons prys U, ons sal nie ophou nie, ons sal nie ophou sing nie, ons sal nie ophou sê nie. Dankie Jesus. Halleluja, ons loof U Jesus. Halleluja. En so ook, so gepas, Psalm 150. Prys God in Sy heiligdom, prys Hom onder Sy magtige hemel, prys Hom oor Sy dade, yes. Prys Hom in Sy magtige grootheid. Prys God in Sy heiligdom, prys Hom onder Sy magtige hemel, prys Hom oor Sy dade, prys Hom in Sy magtige grootheid. Prys Hom met die ramshoring, prys Hom met die harp en lied, prys Hom met die tamboerijn, met danse en snare en fluite. Prys Hom met cymbale, met galmende cymbale, prys die Heer. Ons prys die Heer. Prys Hom met cymbale,
Prys hom in sy magtige grootheid. Prys hom met die ramshoring. Prys hom met die harp en lied. Prys hom met die tamboerijn. Met dansen en snare en fluite. Prys hom met cymbale. Met galmende cymbale. Prys die Heer. En al waar jy staan, prys hom. Oh, prys die Heer. Prys hom met cymbale. Met galmende cymbale. Laat alles wat asem het. Laat alles wat asem het. Alles wat asem het die lof. Laat alles wat asem het. Alles wat asem het die lof. Laat alles wat asem het. Alles wat asem het die lof. Laat alles wat asem het. Alles wat asem het die lof. Laat alles wat asem het. Alles wat asem het die lof. O, laat die gemeente wat asem het die lof. Yes, o Lord, laat alles wat asem het. Alles wat asem het die lof. Here, ons gebed is vanmôre dat net soos u woord vars is en nuut is. U troue liefde, u goedheid en u guns elke môre nuut. Mag ons ook gehelp word as gemeente terwyl ons so feesvier vandag. Dat wanneer ons voor u verskyn, dit altyd ook vars en nuut sal wees. Dat ons asems vars sal wees. Dat ons oordenking van ons hart nuut en oorspronklik sal wees. En so wil ons u vanmôre kom dankie sê vir 'n jaar. So wil ons u vanmôre kom eer en prys as 'n God wat selfs 'n gemeente soos hierdie dra. Deur 'n pandemie, deur maar net nog 'n jaar, deur seisoene, deur geleenthede, deur uitdagings. Maar ook elke gesin, elke persoon wat verbind is aan hierdie gemeente. Ons eer u vanmôre daarvoor. Ons gebed is dat ook deur ons gemeente meer van die wat asemhaal, u sal begin loof en u sal prys. Dis ons gebed in hierdie oggend. Kom ons gaan dit net tog so eenmaal sing. Laat alles wat asem het. Alles wat asem het die lof. Laat alles wat asem het. Alles wat asem het die lof. Dankie daarvoor, Here. Ons eer u vanmôre. U kan die sitplek neem, baie dankie. Is dit daarom nie net ons wat warm kry hiervoor nie? Is dit daarom julle ook? Loof die Here. Ons gaan net vinnig voor ons die woord bedien. En wat ons ook so 'n bietjie op 'n nuwe en unieke manier gaan doen. Ons sien uit daarna. Ek hoop julle sien uit na wat julle nie weet wat gaan gebeur nie. Dis vanmôre nie net 'n gewoonte nie. Ons het dit al op baie maniere gedoen. Ek onthou ons het 1 jaar, het ons so hele
tafel vol boeke hier gehad, wat ons vir mense gegee het. Voor ons hier gekom het, was daar baie keer checks nog uitgedeel. Ouens het checks gekry vir jaar se werk, en sit ons op verskillende maniere. Ek weet, Benny Botha, ek weet nie of julle hom onthou nie, hy het altyd gesê, hy wag vir sy boekmerkie. Ek het die gewoonte half gehad, om vir almal 'n bietjie 'n boekmerkie te gee. Dis maar eintlik net so 'n subtiele manier om te weet dat jy jou Bybel gaan lees. Maar jy kan hom seker in enige boek sit. Maar vanmôre het ons 'n nuwe en 'n vars manier wat ons dit gaan doen. Ek weet nie of almal hier teenwoordig is nou nie, dalk is van hulle besig om te werk. Maar ek wil graag net vinnig vra dat almal wat betrokke is in ons gemeente met 'n funksie, iewers waar jy 'n funksie vervul, en ek gaan dit nou mooi uitspel, net vinnig sal opstaan. En net omdat ons 'n idee kry van wie in hierdie gebou sit saam skouer aan die wiel om dinge te laat gebeur. So kom ons begin sommer by die pastore. Pastor Paul kan opstaan saam met my, en die IR en die ouderlinge, en dan al ons bedieningsleiers, en dan almal wat deel is van 'n bediening, staan gou vir 'n oomblik. Ons praat ook van huisselleiers, ons praat van skakelgroepleiers, ons praat van almal wat deel is van die welsyn, die goue vriende, al daai groepies. Is dit almal? Kom ek net gou rou hou hierso. Lyk goed. As baie wat kinders op hulle skoot het, so ons sal hulle vergewe. Die Botas kan maar staan, julle is deel van Reën as julle sou wou. Robbie, jy ondersteun seker jou vrou. Ek weet nie of jy ondersteun haar mos, dis hoekom jy 'n man is, nie. Moenie skaam wees nie. Niemand gaan omkyk nie, moenie vir Robbie kyk nie. Wie is daar nog? Ek dink almal is op. Is die hele Martin moet asseblief staan. Ons sien daarom ons admin beampte, sy het gevra, sy wil gou voorkom staan, sy wil iets kom sê. Daar sy. So as jy nou nie staan nie, dan is dit op jou eie beleid, jou eie belydenis, jou eie oortuiging, soos ons altyd sê met die doop. En so kom ons gaan net vir so 'n oomblik, ons oë sluit, vir al julle wat sit, julle moet julle hande uitsteek na iemand naby jou. En ek wil net vir julle gebed doen, dat die Here ons sal seën. 1 Korintiërs 15, ek dink is vers 54, reg aan die einde sê, wees standvastig en onbeweeglik in die werk van die Here. En moenie ophou nie, want niks wat ons doen is te vergeefs nie. En ek wil net vanmôre, so wanneer ons gaan bid, net vir jou sê, liewe broer en suster van my, dis altyd tot voordeel van jouself en altyd tot voordeel van God se koninkryk. God is getrou. Al voel dit nie altyd so nie. Vader, dankie dat ons vanmôre volunteers, manne en vroue na U toe kan bring. Here, wat baie keer so onbaatsigtig is dat hulle nie eers wil staan nie. Nie eers hulle naam gedoen wil word. Die party van hulle gesorg dat hulle nie nou hier is nie. Maar Here, ons weet U sien elkeen raak. U weet van elkeen. En meer nog, U waardeer dat hulle met hulle lewe, U gemeente, U koninkryk, daadwerklik ook deur 'n gemeente U bedien. Ons weet, Here, daar's soveel maniere, maar dis juist hierdie wat so betrokke is, wat ook by die werk siele wen, wat ook by die skool 'n verskil maak, wat ook by die universiteit 'n ander beeld uitdra. Here, dankie dat ek vanmôre vir ons almal saam kan bid. Mag U ons vat van krag tot krag. Mag U ons vat van heerlikheid tot heerlikheid. En Here, mag U ook elkeen seën. Dis my gebed dat U vir hulle sal gee, die begeerte van hulle hart. Here, dat U hulle grondgebied sal vermeerder en dat U hulle kragtiger sal gebruik as ooit van tevore. Dit gaan nie oor elkeen van ons of alleen net oor 'n gemeente nie, dit gaan oor U. Dit gaan oor U werk en U koninkryk. Dankie dat ons vanmôre net al die werk, die siele wat daarmee gepaard gaan, vanmôre na U toe kan bring in dankbaarheid. En sê, Here, die lof, die eer en die dankbaarheid behoort aan U. Dis ons gebed in Jesus naam. Amen. Amen. As julle kan vinnig sit, baie dankie. Pastor Paul, gaan jy van die begin af hier by my kom staan som? Ek dink dit sal goed wees. Ons het dit nie geoefen nie, ons gaan dit spontaan doen onder leiding van die Heilige Gees. Hy gaan vir julle sê, hy het nie oefening nodig nie. So, ek is so bietjie, my broek bewe so bietjie. Maar ons het vir julle skyfies voorberei en ek gaan regtig probeer om dit kinderlik te doen. En nederig het ons gedink, ek weet nie of julle onthou waar staan hierdie woorde nie. Petrus het dit gesê, nee, op U woord
op u woord. Hulle het baie lank vis gevang en hulle was al moeg. En toe sê die Here vir hulle moet weer die net uitgooi en toe sê hy op u woord. En die rede hoekom ons vanmôre graag die woord van die Here wil bedien op grond van hierdie tema is, ons maandtema vir November is gefokus op God. Nou, is interessant hoe 'n mens werk, as die dokter vir jou die oogkundige vir jou daai goed so teen die muur wys, dan sê jy vir jouself, ek het nie nodig om alles te sien nie. Dis maar so 'n mens maak. Vir al ons manne, hulle besluit sommer namens die dokter wat's belangrik en wat's nie. Is dit so? Praat ek nonsens. En hoe ouer ek word, hoe meer kom ek agter ek moenie daai gewoontetjies aanleer nie. Dieselfde met God se woord. Ons besluit baie keer wat van toepassing is en nie. Maar God wil in die fynste detail met ons praat. En so ons moet nie net fokus op God soos ons dink ons moet fokus nie. En een van die dinge wat die Here op ons hart gelê het vanmôre om met julle te deel, is om op God te fokus, beteken ook ons moet gefokus bly op sy woord. Dit klink so eenvoudig, dis so 'n alledaagse sê ding, soos in 'n mooi Afrikaanse geuite term. En ons gaan nie vanmôre die skrif lees nie, ons gaan dit vir julle 'n bietjie demonstreer, maar om op God gefokus te wees, vra 'n lewe wat 'n woord fokus het. Wat dit hierdie boek, die Bybel, 'n lewende boek word. En ek wil net ter inleiding vinnig 'n paar vrae vir hulle vra, Pastoor Paul. Ja, Ek weet nie of hulle hierdie vrae meer vir hulle self altyd vra nie. Dalk moet ons by ons kinders begin. Julle hoef my nou nie te antwoord nie. Maar ek wil jou vra vanmôre, liewe seun en dogter, glo jy nog wat die Here sê? Glo jy nog dat hy, as hy sê hy het jou mooi gemaak en goed gemaak, dat dit so is? En veral van ons volwassenes is dit baie keer moeilik om te glo die eindproduk gaan ook goed wees en mooi wees en aantreklik wees. Amen. So ek wil vir jou vra, glo jy nog? Daar's sy, die kinders in die huis. Daar's sy. Glo jy nog wat die Here sê? Want help veel ons fokus op die woord, ons weet van die woord, maar ons moet dit glo. Nou in hierdie week het ek nou vir Reen so 'n bietjie bederf van Pastoor Paul. Lukas 1 het ek weer gelees en daar het so groot waarheid uitgespring oor die verhaal van Sagaria en Elisabeth, die geboorte van Johannes en ook Maria. Jy sien dat wanneer ons die woord hoor en dit glo, dan bring dit seën in ons lewe. Maar nog iets, net so ter inleiding. God se woord gee lewe. So ek wonder baie keer as ons so stadig is en so moeg is, ons so 'n bietjie gebrek aan woord, het ons 'n fokus op die woord verloor. Ons het vanmôre woord gesing. Amen. Ons het vanmôre woord gesing. Dit staan in die Bybel. Die woord van God gee rigting. So jy kan nie as kind van die Here sê, ek weet nie wat ek môre gaan doen nie. Dit voel so doelloos. Die woord van God bring rigting. En dan lig, julle ken daai versie. 'n Lig vir ons pad en 'n lamp vir ons voet. En dan wil ek tog nie vergeet nie. Ek en Pastoor Paul het ook daaroor gepraat. Dis belangrik dat ons in hierdie tyd, Pastoor Paul, 'n woord kry vir die toekoms. Ek dink die Here wil met ons praat oor volgende jaar. Nie net met die gemeente nie, maar ook met jou. Miskien het jy klaar 'n gedagte wat in jou hart leef, wat die Here kom plant het en gesê het, my kind, in die nuwe jaar wat voor lê, dis vir my belangrik. En ek weet, van julle slim is vanmôre, die Here werk nie in kalenderjare altyd nie. Hy werk sommer net in sy eie jare. Hy werk baie keer net in 'n dag. Maar kry 'n woord vir die toekoms en ons sal weer hieroor gesels. God se woord is 'n wapen. Ja, dis die ander probleem. As ons daai fokus verloor, word ons baie keer verloorders in plaas van oorwinnaars. Dan, baie belangrik, Colin, jy sal dit vir my kan sê, God se woord is ook 'n persoon. Jesus Christus. So die woord is ook 'n verhoudingssaak. Om op God se woord te fokus is 'n verhoudingssaak. Maar nou, ek gaan nou nie al die preekwerk vanmôre doen nie. Nou, Pastoor Hannes, ek wil net iets sê. Ja. Die paas van die huis, wat die priester is en die hoof van die huis is. Jy moet ook woord by die Here kry vir jou huisgesin vir 2021. En dan volgens jou huisgesin vir daardie jaar lei ook. Amen. Dankie. Dit is so belangrik. Amen. Nou, in hierdie afgelope week het dit net by ons gekom, maar hoe meet ons lewe? Oor ons fokus op die woord. En die Here het eintlik so mooi verhaal wat ons almal so goed ken. Ek het so 'n bietjie getoets in my huis ook môre.
wie ken die gelykenis van die saaier? Ons gaan dit vanmôre gebruik en sit net so 'n bietjie saam met ons en reflekteer oor hierdie woord, hierdie mooi verhaal. So ons gaan aan die hand van hierdie gelykenis, kom ons meet ons lewe aan God se woord. En kom ons neem so 'n bietjie introspeksie. So die eerste voorbeeld wat Jesus noem in Markus 4, gaan Pastoor Paul met julle deel. Paul, deel met ons, wat is daai eerste scenario? Markus, die teksgedeeltes gaan op die bord wees en ons gaan nie die teksgedeeltes lees nie, julle moet dit self lees terwille van tyd. Vers 4 van Markus praat oor 'n pad. Teksgedeelte praat daarvan 'n voetpad. Nou ons ken mos 'n voetpaadjie. Dis waar ons baie mense altyd loop. So ons kry dit veral in die veld en dan langs 'n pad, teerpad waar baie mense loop. O ja. En wie se erwe is op 'n hoek? Jou erf mos op 'n hoek as jy loop almal mos jou gras dood. Maar dis 'n voetpad. Dis 'n voetpad. Maar hierdie gelykenis praat ook van saad. Saad wat gesaai word op goeie grond en terselfdertyd val daai saad ook op slegte grond. 'n Voetpad is harde grond. En wanneer die saad, die woord wat gesaai word, op harde grond val, dan kan dit nie groei nie. In hierdie gelykenis praat Jesus van 4 tipe harte. 4. En nou moet jy maar vanoggend besluit wat een van die 4 is jy. Die eerste ene, hierdie eerste een waaroor ek praat eintlik van 'n persoon wat 'n harde hart het. Hierdie persoon is die persoon wat van vroegs af na verskeie mense gesit en luister het. En hy of sy het gehoor van mense wat gesê het, daar is nie 'n God nie. Want as 'n God van liefde is, hoekom is hierdie wêreld soos hy is? Dan is daar weer wat gesê het, daar bestaan nie 'n God nie, wat hierdie wêreld geskep het nie, maar daar was eendag 'n hengse groot ontploffing gewees en toe ontstaan alles. Die Big Bang teorie. En dan luister hierdie persoon na al hierdie inligting en dan maak hy sy eie of sy hulle eie gevolgtrekkings. En baie van ons, of baie van hierdie mense, nie van ons nie, gelukkig is dit nie van ons nie, baie van hierdie ander mense gaan doen ook dan hulle eie ondersoek. En dan trek hulle die woord uit mekaar uit en hulle kom tot hulle eie teorie. En dan ontvang hulle die evangelie, maar hulle harte is hard. Hierdie saad kan nie val op vrugbare grond nie. Nou praat die teksgedeelte ook van, wanneer saad op so 'n paadjie val, dan kom die voëls, dan eet hulle dit. Jy sien, in ons geval van die mens, is daar ook 'n voël wat dit kom eet. Maar daai voël se naam is die Satan. Want hy wil nie hê, daai saad moet te lank daar lê nie. Want dit mag dalk reën. Daai grond mag dalk sag word en ontkiem. Wat kom die Satan? Die Satan kom herinner jou net aan wat het die ander mense gesê? Wat het jou eie teorie gesê? Waaraan glo jy? En dan skuif jy die woord van jou hart af. Die lewende woord skuif jy net dood eenvoudig van jou hart af. En jou hart bly verhard. Kan daai hart versag? Ja. Kan ons 'n sypaadjie of 'n grondpaadjie wat
deurgeloop het, weer vrugbaar maak. Ja, ons moet net 'n trekker en 'n ploeg kry en ons ploeg het om. En dis wat met ons hart moet gebeur, né? Die Heilige Gees kom en hy ploeg jou hart om. So jou hart versag. Jy neem die woord van God in. Maar met sulke mense is daar baie hartseer ook. As hulle by daai punt kom. Want ewe skielik, alles waarvoor jy jou hele lewe lank gestaan het, en wat jy jou hele lewe lank verkondig het, moet jy nou onderaan vir ander mense sê. Dis valse nuus gewees daai. Dit wat fopnuus gewees. Hier is die ware evangelie. So jy moet van mense, en ook, kom jy ewe skielik agter, ek moet baie mense nou vergewe. Mense wat ek nooit vergewe het nie, wat ek nou gaan vergewe. En vir 'n pas jong Christen is dit baie keer baie moeilik om ander mense te vergewe. Pastoor Hannes kortliks opgevat. Dit is die harde hart van vers 4. Dankie Pastoor Paul. En terwyl ek oor hierdie dinge gedink het, Pastoor Paul, is ons geneig om die gelykenis van die saaiër te lees en te dink aan mense wat nie ons is nie. Maar dit is so belangrik om vanmôre te besef dat iewers in jou lewe is daar dalk 'n pad waar daar eintlik sagte grond moet wees. En dan noem die Here Jesus nog 'n voorbeeld in vers 5. Hy sê daar's ook klipperige, rotsagtige grond. En dikwels is ons deur die lewe, Pastoor Paul het dan geraak, hard gemaak, maar Jesus sê hier 'n ander deel het weer op klipperige aarde sonder enige diepte geval. Nou 'n goeie vriend van my wat saam met my golf speel, so julle kan besluit of hy 'n goeie vriend is. Hy sê altyd ek is so vlak dat alles is diep vir my. So ek weet nie of julle dit gevang het, maar dis dalk bietjie diep vir julle. Maar sulke mense, sulke harte het nie diepte nie. God se woord kan hoe kragtig uitgaan. Dit kan opregte van die beste saad wees. Maar dit vind nie inslag nie. En die volgende rede wat Jesus hier noem is vlak grond. En baie keer word dit vinnig, skiet dit vinnig op. En ek weet nie wie van julle maak tuin nie, maar ons het in die lockdown met 'n groentetuin begin en van daai plante maak jou so opgewonde, maar dit is nie vir baie lank nie. Van daai wat jou geduld toets, hulle is eintlik die plante wat op die einde van die dag die vrug gaan lewer. So, Jesus sê net hier dat ons moet versigtig wees. Iewers in ons lewe is ons dalk impulsief met die woord. Is ons dalk te veel van 'n emosionele reaksie. Ons moet dit dieper vat. Ons moet dit ter harte neem. Ons moet nie net fokus op 'n tydelike beter voel of 'n tydelike reaksie of 'n kom ons sê 'n bonus of 'n reward nie. Maar ons moet onthou God se woord is eintlik 'n ewige woord. Die Here wil ons in ewigheid kom vorm en herstel. Dan seker die grootste aantuiging wat Jesus hier noem. Want ons sien in vers 16 en 17 van Markus 4, dan verduidelik die Here dit aan sy disippels. Hy sê sulke mense het geen wortel in hulle self nie. Kan dit dalk wees dat iets in God se woord nog nie wortel geskiet het in jou hart? Dat jy kan dalk 90 uit die 10, soos daai ryk jong man na Jesus toe gekom het en gesê, Here, ek doen alles. En hy sê, weet jy wat, daar's een ding wat nog nie wortel geskiet het nie. Gaan verkoop al die goed wat jy het en gee dit vir die armes. En toe is dit rotsagtig in sy hart. En dan, seker die slegste, is die impak wat dit op my as kind van die Here het, Pastoor Paul. Ja. Die Here sê, as ek so met die woord van God omgaan, kom ons sê dalk oor finansies of oor vergifnis, gaan ek heeltyd struikel. Ek gaan heeltyd weer moet voorbegin. Daar gaan niks bestendig gebeur nie. Maar nou ja, soos ons Jesus ken het, hy vir ons 4 voorbeelde gegee. Pastoor Paul, jy gaan vir ons die volgende hanteer. Die derde voorbeeld is die een tussen dorings. Nou, ek noem hom iets anderste. Dis die een wat
'n oorvol hart het. Nou, vandag by ons is dit baie maklik, ons kyk net na 'n taxi. Hulle het altyd plek vir nog een. Is altyd plek vir nog een. Oorvol. Nou, hierdie saad val tussen dorings. Ek wil dit bietjie anders te verduidelik. Dis 'n persoon wat tot bekering kom. Maar hy kom tot 'n tipe bekering. Hy kom nie tot ware bekering. Dis 'n tipe bekering. Hy het sy hart vir Jesus gegee, so ander woorde, hy erken God, hy erken dat Jesus Christus is die verlosser, hy erken dat daar is vergifnis vir sonde, of sy erken dit, maar dis waar dit stop. Daar het nie ware bekering plaasgevind nie. Want ons weet van God, ons weet van Jesus, en ons weet van God se kerk. En ons sal niks daar slegs teen sê nie, so ver as dit uit my eie uit is nie. Maar ek het nie tyd vir God nie, ek het nie tyd vir die kerk nie. Ek is so besig met die wêreldse goed. Ek is so besig met die wêreldse goeders. Daar's niks fout om ryk te wees nie, maar daar's 'n groot fout om rykdom na te jag, as die Here nie daarin is nie. Daar's niks fout om 'n mooi huis te hê nie, maar as dit die Here se huis is, dan is dit nog 'n mooier huis. Daar's niks fout om gesellig by mekaar te wees nie, maar daar's 'n groot fout as dit uitspattige partytjies word, waar die Here nie betrokke is nie. En hierdie mense, hierdie groep, hierdie wat tussen die dorings val, hulle jaag net die wêreldse plesier na. Dis al wat hulle najag. En dan eendag dan kom hulle weer in die kerk in. Dan kom sit hulle weer hierso. Dan kom hoor hulle die evangelie pastoor. En dan raak die evangelie hulle weer. Maar dan stap hulle by die deur uit. En wat gebeur? Lei die selfoon. Hoorie so. Ons moet môre daar en daar wees, want ons daai transaksie en daai transaksie. En dan vergeet ons weer die evangelie. So, ek hoor die woord, maar die dorings, die wêreld, verdruk die woord dood in my hart. En daar's baie mense wat tot vandag toe in die kerk sit, wat net hierso sit om 'n gedeelte van die woord te hoor. Maar eintlik is hulle geestelik dood. Want daar is ook nie, nou moet ek nou mooi dink, wat wou ek nou gesê het? Maar dit was nie op my notas nie, en ek wou nou iets gesê het. Daar's nie geestelike groei in hulle lewe nie. Daar is ook nie hulle gawes, geestelike gawes, word nie van getuig nie. Jy sien dit nie. Jy sien nie hulle betrokkenheid nie. Pastor Hannes, daar's 'n ander teksgedeelte wat mooi hierby pas. Matteus 7, vers 13 en 14. Want Matteus 7, vers 13 en 14, praat van die breë pad en die smal pad. En ongelukkig, daai groep, as hulle nie tot volle bekering kom nie, bly ongelukkig op die breë pad. Pastor Hannes, ek dink jy gaan 'n bietjie met ons gesels oor goeie grond, né? Dis tyd dat ons by die goeie nuus kom. Laat ons oor die goeie nuus praat. Een van die goeie nuus rondom God is, hy saai die woord op alle grond. En al is jou hart vanmôre ook op 'n sekere plek hard of geëeld of seer, val die woord daar ook. En soos julle almal dit ken, is daar ook iets soos goeie grond. Dank God vir goeie grond. Amen. Dank Amen. God vir 'n godly appointment. Dank God vir voorbereide harte. En ons kan almal daarvan getuig, nie net van 'n bekeringsoomblik nie, maar van momente in ons lewe waar ons gereed was om te hoor, waar ons reg was om te doen, waar ons in gehoorsaamheid kinderlik
na die Here se woord geluister het. Nou net vir volledigheid, hier staan, nog 'n ander saad het op goeie grond geval. Dit het opgekom, gegroei en 'n oes voortgebring tot 30, 60 en 100 maal wat oorspronklik gesaai is. Nou Pastor Paul, ons het in die week daaroor gepraat. Almal hou nie van sand in hulle skoene nie. Nee. Want jy loop nie deur 'n geploegde land met jou hakskoene nie. En al het jy baie goeie boots of vellies of Caterpillar skoene gaan, op 'n manier gaan sand binne in jou skoene kom. Want goeie grond is 'n involvement. Jy raak involved met God. Dit is kinders van God wat met die Here begin stoei, wat met die waarheid van God se woord omgaan. Een van die mees positiefste dinge vir my baie keer van 'n begrafnis is as jy terug in die kar klim, dan sien jy hoe vuil is jou skoene. Want jy was in grond. Jy was iewers waar jy iets tasbaar beleef het. En ek wil jou vanmôre vra, is jou skoene nog vol van die goeie grond? Is jou skoene nog vol van 'n geploegde land? Is jy nog involved met die Here? Is daar nog 'n plek waar God se woord lekker sagte grond kan vind en inslag vind? Nou, ongelukkig, veral vir die kinders en die jong mense, ouens, ek weet julle is klaar met eksamen, maar by die goeie grond is ook waar die wiskunde begin. In die eerste plek sê die Here 25% van die saad val op goeie grond, net 'n kwart. Net 'n kwart. In hierdie spesifieke scenario. En dan sê hy ook, die nice ding van goeie grond is, dat dit raak so involved, dit raak so toegewy, dit raak so 'n verhoudingssaak, dat, wat gebeur as daar 'n oes kom? Daar's nog saad, daar's vrug. En ek word nie net iemand, wat goeie grond is, wat God se woord ontvang nie, maar ek word ook iemand, wat God se woord kan versprei. En hy praat hier van 30voudig, 60voudig, en 100voudig. Nou gaan dit vir julle los wanneer julle in die hoërskool kom, dan kan julle rekeningkunde, saamgestelde enkelvoudige rente uitwerk, en die ouer mense gaan nou lag, want party van hulle weet ook nie wat dit is nie, maar ek weet ook nie. So, Ek is nou so bang, jy het my gevra, Pastor Hannes, want ek weet glad nie. Miskien moet ons baie keer sê, Here, laat U die wiskunde doen in my lewe. Ek sal die woord vat, ek sal dit aanneem. Jesus sê, sulke mense neem die woord aan, en hulle dra vrug. En daar's resultate, Ja. daar's krag, Ja. daar's lewe, daar's oorwinning. En God se vermoë kom los in my lewe. Dis werklik wat 'n gefokusde lewe op God sal bring, waar 'n hart goeie grond is. Al is daai grond hoe hard gewees, soos Pastor Paul reg gesê het, dit kan sag gemaak word deur God se gees, deur die water, die lewende water van God se gees. En dink net, wat kan God doen met 'n klein stukkie grond? Dink net, wat kan 'n gesin eet met 'n klein stukkie vrugbare grond agter in hulle tuin? En net so ook God se woord in ons harte. Nou, Pastor Paul gaan vir ons hierdie woord saamvat met ook 'n kosbare voorbeeld. Pastor Paul, ons luister graag. Ek gaan nou die kant toe beweeg, en ek gaan nou met die slimmer gedeelte van die gemeente praat. So as julle my 'n oombliekie kans gee, ek gaan daar by hulle, met hulle bietjie gesels. Hallo maat, so gaan dit met julle? Pastor Hannes, jy moet nie wegloop nie, jy moet kom help. Ja, ek weet nie, dis hier uitkom. Ja, ons sê gaan net so nie sê. Wat is hierdie? 'n Bybel. Maar waarvoor staan die Bybel ook bekend? Jesus, ja. En God en die woord van God, né? Partykeer dan praat ons van die Bybel en sê ons die woord van God. Nou vanoggend het ons oor die woord van God gepraat. En waaroor het ons gepraat? Oor harte, né? Waar sit julle hart? Nee man. Is dit nie hier nie? Ekskuus. Dis reg. Want as hy nie doef maak nie, dan is ek
dan is ek dood. Ja. Maar ek is so bly julle almal lewe, want julle almal se harte maak doef, 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 doef. Maar vanoggend het ons mos gepraat, oor die woord van die Here. En ons het gepraat eintlik oor harte gepraat vanoggend. Dis waaroor ons gepraat het. Nou Tannie Clarice, ek gaan bietjie jou decorations bietjie redecorate. Nou wat is hierdie? Julle sal nog eendag uitvind, as julle ouer is en julle trou. Hierdie buisie veroorsaak baie keer baie probleme in huwelike. Maar ons los dit eendag as julle baie ouer is. Hierdie buisie, kom ons gaan 'n speletjie speel. Kom ons sê hierdie buisie, julle is die hart, want ons het net klaar gepraat van die hart, Julle het klaar gesê julle het harte. Reg. Doef, doef. En hier is die woord. Nou wil ek weet, wie se hart is goeie grond? Ja. Almal van julle. OK. Nou kom ons sê hierdie is die Bybel. Die woord van God, En dis 'n goeie grond. Wat moet nou gebeur? Ek wil die goeie grond kry. Wat moet ek doen? Maar hoe gaan ek? Moet ek my tande borsel, OK, maar hoe gaan ek my tande borsel? OK. Ek moet die doppie oopmaak. OK. Nou gaan Pastoor Hannes vir my moet help. Ek wil hierdie niet gebruik nie. Ja, gaan net in spoeg. OK. Maar maak ek die doppie oop. So, hier is die woord. So, ek haal die doppie af. Pastoor Hannes kan dit demonstreer. Ek maak die Bybel oop, Nou, wat is in daai Bybel? Woorde, En wie se woorde is dit? God se woorde. So ander woorde, daai woorde in daai Bybel kom uit. Nou, as hierdie die Bybel is en ek druk hom so 'n bietjie, wat kom uit? OK. Wat is binne in hierdie buisie? OK, maar nou speel ons is nie tandepaste nie, dit is die woord van God. OK, wat is hierdie? Nie tandepaste nie. Daar sê, jy is daarom slim. So dit is die woord van God. OK, nou kom ons terug na die regte wêreld toe. OK, na die regte wêreld toe. Wat gaan ek nou met hierdie tandepaste maak? Moet ek hom nat maak? OK, daar is hy nat. Sien jy, laas hy water. Wat maak ek nou met dit? Moet ek my tande borsel? Maar gaan hierdie mense nie vir my lag nie? Ek is bekommerd. Hulle gaan vir my lag. Ja, hulle gaan. OK, maar kom ons ignore hulle. OK. Right, ek gaan my tande borsel. Hier gaan ek. Kyk hoe mooi is my tande nou. Borsel verkeerd, OK. So. Proe dit lekker. OK. So, as ek my tande borsel, nou is ons terug weer by die woord van God. So, ons het gesê die woord van God is die tandepaste, My hart is die vrugbare grond, Die grond. Nou kom die woord van God, en soos ek my tande skoon borsel,
kom die woord van die Here op my hart. En as ek 'n soet kind is, dan gaan ek doen wat Jesus vir my sê, né? Gaan ek? Okay. Maar nou werk ons. Maar nou werk ons. Wat het pastoor Hannes nou gesê as ons in goeie grond werk? Wat word vuil? My skoene. Maar as ek my tande borstel, dan word my mond ook mos vuil. Né? Ja. Want ons moet ons mond afvee baie keer, né? Maar as ek in die spieël kyk en ek sien my mond is vuil en ek het nou my tande geborstel, maar die woord van God het in my, en dan sien ek hierdie vuil goed. Wat is dit baie keer? Ja, gaan dit nou afvee met 'n lappie. Dis die Heilige Gees wat baie keer vir my sê, hey, onthou jy daai maatjie by die skool met wie jy lelik was? Onthou jy toe mamma gesê het jy moet dit en dit doen? Toe het jy gesê ek sal dit nie doen nie. Onthou jy toe jy stout was? En toe sien jy jou ma en jou pa kom en toe gaan kruip jy weg. Onthou jy dit? En baie keer is hierdie tandepasta wat so om my mond sit. Die Heilige Gees wat met my praat. En vir my sê die woord van Jesus is op my hart. Waar die vrugbare grond is. Ek moet 'n bietjie skoonmaak. As ek dit kan regkry. So, as ek nou weer mooi skoon. Okay, kom ons check gou. Pastoor Hannes, wat is hierdie? Dis die woord van God. Wat is hier binne-in? Die woord van God. As ek hom uitdruk, dan is dit die woord van God wat op my hart kom. Nou, en as ek my tande borsel, dan is dit die woord van God, Jesus wat my hart skoon maak, né? Maar as dit hierso sit, baie keer, dan is dit die Heilige Gees wat met my praat oor die stoute goeders wat ek gedoen het, né? Né? En wanneer die Heilige Gees met my praat, dan sê ek vir Jesus, Jesus, vergewe my asseblief, omdat ek stout was. Vergewe my omdat ek lelik met my maatjie was. Want my hart moet skoon wees. Weet julle dit? Dankie pastoor Hannes, ek dink hulle is baie slim. Dankie julle. Dankie pastoor Paul, kom ons staan vir 'n oomblik. Kom ons staan net vir so 'n oomblik. Kom ons net 'n bietjie ons bene rek. Dan gaan ons net hierdie gedeelte afsluit. Kom ons sluit ons oë. Ek dink die Here het met ons elkeen gepraat oor iets. En Vader, dankie dat ons vanmôre onsself opnuut in die hande kan sit. Dankie dat ons vanmôre nuut kan kyk na die gelykenis van die saaiër. Ons gebed is, Here, dat die Satan nie verder van ons sal steel nie. Verwyder die pad. Kom spit dit om in die krag van die Gees. Kom rol die klippe weg. Ons soek dieper grond. Here, ons weet het is ook baie keer nodig dat ons 'n berg of 'n klip sal beveel om te skuif. Dankie vir dieper grond. Dankie Here dat ander stemme, ander tipe plante uitgetrek kan word. Help ons, Heilige Gees, om te verwyder wat nie van U is nie. Help ons om nie U woord, U kosbare, onfeilbare woord te verstik nie, maar om dit vrye teels te gee, om dit tot sy volle reg te laat kom in ons lewe. Here, dankie ook vir goeie grond. Mag ons in hierdie jaar wat kom groei. Mag ons in hierdie jaar goed laat wortel skiet uit U woord wat nog nooit wortel geskiet het nie. Dis ons gebed. Here, ons bid ook vir ons kinders, ons jong mense, dat van kleins af die wortels van U woord sigbaar sal wees. Diep, 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 diep in hulle lewe.
is ons gebed in Jesus naam. Amen en amen. Jy kan die sitplek neem, baie dankie. Ek gaan vir Clarice oorhandig en dan kan jy dit so aankondig. Gaan ons begin met die lied, nee? Goeiemôre almal, ek is nou nie, het so pastoor gesê, gewoonlik het pastoor dit hier en hierdie dinge gedoen, gepreek hiervoor, maar dis nou nie ek vandag nie. Maar ek wil graag net ietsie voor ons begin, dink ek wil ietsie uit my hart uit sê, vir julle elkeen so. Julle weet om in die sonnaskool te wees is soms, ek dink nie julle besef baie keer, waardeur julle kinders gaan. En die sonnaskool, die boomhuisie is 'n plek wat hulle kan voel, hier kan ek kom afpak, hier kan ek kom vir die Here vertel wat regtig my hart aangaan. En ek dink dis iets wat ons hierdie jaar vir die kinders pertinent geleer het, dat is om daai verhouding met Jesus te hê, en dat ons om alles kan vertel, en ek kan nou hoor wie gaan slim is, wat ek julle geleer, wat gebeur as ons trane inhou, jou hart gaan verdruk, en ek het vir hulle gesê, by die boomhuisie is dit 'n plek, dat as jy hartseer voel, of daar's dinge wat, baie keer is hulle probleempies klein, maar vir hulle is dit groot, en die boomhuisie is 'n plek vir hulle, om regtig, daai verhouding, daai fondasie waar dit begin, waar jy met daai verhouding met die Here begin aanknoop. En buiten dat dit 'n voorreg is, en om by hierdie kinders te wees, en elkeen se hart te sien op 'n verskillende manier. Hierdie jaar, ek wil graag vir julle sê, hierdie jaar was 'n moeilike jaar. Jy weet, daar's baie kindertjies wat nou nie hier is nie, as gevolg van die COVID en al daai dinge. Maar iets wat ek definitief kan sien van hierdie kinders, is dat hierdie jaar het ons vir hulle geleer om te worship. Want dit is vir ons daai verhouding wat jy met die Here het. En dis iets wat ons nou regtig wil hê, julle moet saam met die kinders dit bid. Maar vir nou gaan ek al die maatjies vra om gou hier voor te kom staan. En dan vra ons vir die gemeente, die kinders gaan hierdie liedjie vir julle sing, maar ons vra dat julle asseblief saam met hulle sal sing. En ek het vir hulle gesê, hulle kan die maskers net so bietjie sak vir nou, dat almal hulle kan hoor, en hulle moet harder wees as julle, so asseblief julle, sing op julle hardste, dat hulle kan saam sing, en julle weet presies wat om te doen. So, en ek wil baie dankie sê net voor ons begin vir die grootes, wat saam met ons hier is. Hulle het in die begin van die tyd toe vra hulle, kan hulle asseblief sonnaskool toe kom, want hulle mis die dans, en hulle wil ook praise and worship, en ek is baie dankbaar vir hulle ook. Sy, ek dink, soos wat julle die liedjie ken, kan julle maar later staan ook. Hier is dalk so 'n bietjie hard, denk. Weet jy nie, jy is 'n tempel. Weet jy nie, jy is 'n tempel. O, weet jy nie, jy is 'n tempel. Jy is 'n tempel van die Here. Vol van lof, vol van lof, vol van krag, vol van vrede. Vol van lof, vol van krag, vol van vrede. Vol van lof, vol van krag, vol van vrede. Jy is 'n tempel van die Here. Ja, ek weet, ja, ek weet, ja, ek weet, ek is 'n tempel. Ja, ek weet, ja, ek weet, ek is 'n tempel. Ja, ek weet, ja, ek weet, ek is 'n tempel. Ek is 'n tempel van die Here. Vol van lof, vol van lof, vol van krag, vol van krag, vol van vrede.
Before I go, I stop. Before I go, I stop. Before I go, I stop. I don't want my day to flop. Before I go, I stop. Before I run, I walk. Before I run, I walk. Before I run, I walk. I sit with the Lord and talk. Before I run, I walk. And then I go all out beyond any doubt. I want my life to shout, God is alive in me. And then I go all out beyond any doubt. I want my life to shout, God is alive in Then I go all out beyond any doubt. I want my life to shout, God is alive in me. And then I go all out beyond any doubt. I want my life to shout, God is alive in me. Before I split, I chill. Before I split, I chill. Before I split, I chill. I say, Father, have your will. Before I go, I stop. So julle, dit was ons het hierdie jaar nie 'n konsert gehad nie, maar ons het gevoel ons wil dit op 'n gepaste manier. Julle het baie mooi gedans, hoor? Ek is baie trots op julle en ek dink julle almal kan hulle nog 'n hande klap gee. Okay, en ek het vir hulle gesê dat vir wie doen ons hierdie julle? Mooi. En ek het vir hulle ons het vir hulle geleer in die sonneskool oor wie gaan alles wat ons doen. En wie is die belangrikste? Yes. So ek dink en dan nou gaan ons vir hulle net ons wil vir hulle graag ietsie gee van die sonneskool af. En dan kom staan jy en dan gaan sit jy net hier en dan vra ons as ons klaar vir hulle uitgedeel het, gaan ons net nog 'n item lewe, maar julle moenie uitgaan nie, julle moet hier bly. Dus het vir julle nog 'n verrassing wat ons op na die tyd vir julle sal. Anders gaan julle almal lus maak vir dit. Okay. So as ek jou naam roep, dan kom staan jy hier by my en Tannie Jacqueline en dan kom kry jy gou-gou Rowan Webster. Robbie Webster. Angelique. Hulle kry ook. Hulle was ook heeltyd op. Kylie. Moni is nou nie vandag hier. Alniek Barkhuizen. Peralie, jy kry ook een. Christine, jy kry ook een. Die groot is hulle gesê, hulle is eintlik in die jeug, ek sê, dit is okay. Waldo. Brand
is? Nicolien, Nancy. Jo Marie. Vigonay. Jordan. Imke. Baie opreg. Jessica. Leandri. Roxanne. Priscilla. Chantal. Megan. Ek dink almal het elkeen een gekry. Yes. Ons het hierdie jaar besluit om vir hulle elkeen 'n sertifikaat gegee vir bywoning. Julle weet hierdie jaar was COVID en nog steeds was hierdie kinders so getrou. En ek wil dankie sê vir elke mamma en pappa dat julle luister van Here en julle doen wat hy verwag van julle. Want as julle hulle nie bring nie, hoe gaan hulle dit doen? En elkeen van hulle het regtig diep in ons hart ingekruip en ons is regtig lief vir hulle. En ons weet volgende jaar gaan nog 'n beter en nog 'n groter jaar wees vir die kinders. En Maryke is nou nie vandag hier nie, sy moet ongelukkig werk. Maar ek dink van my kant af het ek spesiaal vir Maryke en vir Jacqueline wil ek vir hulle baie dankie sê. Sy is ietsie klein vir jou en dis regtig dit vertel nie hoe ek waardeer nie wat hulle vir my doen. Kere wat ek regtig laat, bel ek asseblief want ek het nog 2 kinders. Wag net vir my, ek is nou daar. Teken so lank in. So kere wat ek kan hulle enige tyd vra. Hulle was so gretig ons help toedraai, ons help alles doen en ek is regtig dankie. Ek is dankbaar vir julle elkeen en ek sê dit vir Maryke ook al is sy nie nou hier vandag nie, ons is dankbaar. So en ek dink elkeen van hierdie kinders kan ook sê dat Jacqueline beteken baie vir hulle. Wie is lief vir Jacqueline? Hulle almal. Hulle is regtig. Ek dink ek is bietjie meer kwaai keer in die sonnaskool, maar daar moet so iemand ook wees. So, ja, Jacqueline het gevra sy wil iets sê. So ook wil ek nou vir Clarice bedank. Dankie dat jy altyd daar is vir ons en ons altyd help. Ons is regtig baie lief vir jou en dankie dat jy altyd daai ekstra myl vir die kinders en so ook vir ons personeel gaan. En ek het actually vir dis maar net om te sê dankie vir alles. Julle, dan het ons nou iets wat ek voel en hulle weet presies wat dit is. Ek sal kyk wie gaan vir my, wie kan vir hierdie mamas en papas sê wat is worship? Fees, bid en wat is dit nog? Ons praat met hom, yes, en is reg, nee. En wat het julle nog geleer in die sonneskool? Wat doen ons met mekaar? Ons bid vir mekaar, nee. Julle, ons het besluit dat ons gaan die liedjies speel en ons wil nie hierdie band nie, want ek voel elke gesin moet hierdie taart vir hulle self neem. En die rede hoekom ons hierdie liedjie gekies het, is dat nie een van ons is 'n slaaf vir enige iets wat hierdie jaar ons gebring het. Ons het nie te vrees nie, want God is absoluut ons redder. Hy is absoluut alles vir ons. En ek vra dat julle ons as gesin
kinders gaan by jou kom staan. Ons het hulle nou geleer om vir mamma en pappa te bid. Van hulle sukkel nog 'n bietjie, maar as hulle vashou, vat leiding. Vat Hanna as gesin en sê dankie vir die Here vir hierdie jaar. En sê dankie vir die Here vir hierdie kinders in die tyd. Want hulle is net vir ons geleer, Here. En hulle is absoluut God se kinders. So ek wil regtig julle en ek het altyd vir hulle gesê, want as ons praise and worship by die sonnaskool wat julle almal nie altyd sien nie, dan vloei die trane en ons het nou al geleer dat jou hart geregtig verdrink as jy dit inhou. En dis wat hulle ook weet. So ek wil hê julle dat maak 'n groepie, kom saam as oumas en oupas almal hier is daar kom by mekaar. En sê dankie vir julle vir dit wat hulle vir julle gedoen het. En julle vandag bid julle vir mamma en pappa soos julle vir mekaar gebid het in die sonnaskool. Okay. You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies, till all my fears are gone. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. From my mother's womb, you have chosen me. Your love has called my name. I've been born again into your family. Your blood flows through my veins. And I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. And I'm no longer a slave to fear, 'cause I am a child of God.
Clarice en vir die boomhuisie sê ons baie dankie vir hierdie mooi geleentheid ook, dat julle dit so spesiaal maak vir die nageslag wat ons sal dien, soos wat ons slagspreuk en wat ons visie is vir AGS Groenwyvelde. Ons het nou vanmôre gepraat oor die saad wat gesaai is en ons het gepraat oor vrugbare grond en ek dink dat die tyd het verseker nou aangebreek dat ons harte se vrugbaarheid is, maar voorberei. Ek dink as so 'n paar van ons so voel, dan voel ons maar ons is voorberei ook vir die ete wat nou gaan voorlê en ek wil graag net met julle so 'n klein bietjie van die inligting deel. Nommer 1 wil ek vir almal sê baie dankie wat bygedra het tot hierdie wonderlike geleentheid. Daardie saad wat gesaai is, daardie voorbereiding, daardie ploegwerk wat gedoen is, vir elkeen wat vanmôre bygedra het om hierdie geleentheid te maak gebeur, sê ons vir julle baie dankie. Van kaartjie verkope tot die opmaak van die saal wat so pragtig is, die voedsel wat voorberei is. Ons dank die Here vir elkeen wat deel is van daardie proses en dan ook vir elkeen van julle wat vanmôre betrokke is en wil deel wees. So kom ons gebruik vanmôre hierdie geleentheid en ons kuier lekker saam as gemeente waar ons dan gaan saam eet. So dan net van die reëlings, daar's nog 10 ekstra kaartjies wat beskikbaar is. So as enige iemand nie kaartjies het nie, die van julle wat dit kan sien, hierdie is hoe ons kaartjies lyk, ook pragtig voorberei. Soos wat Clarice ook nou net gesê het, alles vir die Here. Selfs die voorbereiding van hierdie kaartjie is vir die Here. En ons ete wat ons vandag het, is om vir die Here 'n bietjie dankie te sê. Dat hy ons as 'n eenheid, as 'n gemeente sterk gehou het tydens hierdie jaar, wat 'n jaar was met soveel uitdagings. So dankie vir die saal wat opgemaak is. Dankie vir die persone wat die voedsel gaan opskep. So daar's 10 ekstra kaartjies. As jy nog kaartjies wil koop, asseblief, jy's baie welkom. Gesels met Nicolien, gesels met Monja, dan kan hulle vir julle daar help. Dan gaan ons vra dat vanaf 11:15, so ons gaan nou vir julle 'n bietjie tyd gee om vinnig te kuier, tyd gee om julle eetgerei gereed te kry, en dan vanaf 11:15 af, dan sal die deure oop wees, dan kan julle daar agter gaan begin skep. So daar is 'n span pragtige mense wat gaan help met die opskep. Bring jou eetgerei, sit gemaklik daar by die tafels. Die van u wat wil gazebo's opslaan hier buite, daar sal reeds van die mense wat beginne opslaan het daar. Kuier lekker, spandeer die tyd goed saam met mekaar. Kom ons gebruik hierdie tyd en laat nie die geleentheid verbygaan daarvoor. En dan gaan ons lekker saam kuier en laat die kinders lekker saam tyd spandeer ook. Is dit reg so? Daar's hy. Jou kaartjie, as jy gereed is om te gaan opskep, skeer jy jou kaartjie in die helfte. Die een helfte gaan jy ingee sodat jy jou kos kan kry en dan die ander helfte hou jy vir die tweede ronde wanneer daar nagereg is. So moenie jou ander helfte van jou kaartjie verloor nie. As jy hom verloor, kom sê vir my dat ek jou roomys kan kry na die tyd. Gaan iemand sy tweede helfte verloor? Ek wil net gou sien hoeveel roomys moet ek voor plek maak. Niemand. Goed. Dan gaan ons afsluit met hierdie diens. Ons gaan agter by die deur soos normaal, sal ons offerhande sal ons weer daar opneem. So baie dankie vir die wat die offerhandes daar gaan opneem, en soos wat die Here dit op die hart lê. Sit jou offerhande in die sak, alles tot eer en verheerliking van ons wonderlike Abba Vader en van sy koninkryk. Daar's natuurlik ook nog geleentheid vir ons waarderingsoffers vir die maand. Dit gaan regdeur tot en met Desember, so as julle daar die waarderingsoffers wil insit. Ons het verskeie projekte wat die ER moet aanpak, goed wat herstel moet word, ons klankstelsel, ons gebou, soos wat die Here op die hart lê. Daardie waarderingsoffers kan jy ook vir ons instuur. Dit word opreg waardeer en weer eens, alles gaan tot eer en verheerliking van ons wonderlike Vader en sy koninkryk. Ons kinderkerk wat besig is om te groei en uit te brei, en ons het daar ook verbeterings nodig. Soos wat die Here op jou hart lê, saai asseblief daarvoor. Goed, kom ons staan op, dan sluit ons die oë en dan sluit ons hierdie diens af. Ons Abba Vader, ons Here, ons God en ons Koning, ons loof die Here vanmôre vir hierdie woord wat U vir ons gebring het. Ons loof en prys die Here dat ons hierdie geleentheid het om saam te wees, waar ons nie hoef skaam te wees nie, waar ons nie hoef weg te kruip nie, maar waar ons in vryheid die naam van ons Koning groot kan maak, waar ons in vryheid oor die belofte van die wederkoms kan gesels,
waar ons in vryheid met mekaar kan praat oor die liefde van U as ons Vader. En Here God, ons bid ook dat U die res van hierdie verrigtinge sal seën. Here Vader, dankie vir elkeen wat vanmôre teenwoordig en deel is. En Here Vader, ook vir die res van hierdie week wat voorlê. Mag ons hierdie woord van voorbereide grond, mag ons hierdie woord van saad nie net hou tot in hierdie gebou nie, maar dat elkeen van ons dit sal uitleef in hierdie week wat voorlê. Dat ons ook sal saad saai van die liefde van ons kosbare Here Jesus Christus. Wanneer ons in ons werksplek is, wanneer ons by die skole is, wanneer ons in die winkels is. En Here Vader, laat ons daardie liefde sal bly saai. En mag dit op vrugtebare grond val. Ons loof en ons prys U. En ons dank U ook vir die voedsel wat ons gaan eet. Here Vader, mag dit ons liggame seën en versterk tot uitbreiding van U wonderlike en U groote naam. En die gemeente van die Here sê, amen en amen. Gaan in vrede, gaan in liefde, en mag die seën van die Here Jesus Christus met elkeen van julle wees.